Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grandbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit vanoggend by ons aan. Die man is hard aan die werk daar. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer, ja, dis inderdaad moeilik, maar ek is baie bly om jou te sien want Spurs het die naweek gewen en Arsenal het verloor. Gert, is dat nie ook gedink het jy gaan vanoggend begin vir ons op 'n Woensdagoggend nie, hoor? Maar baie geluk met Spurs want dit gebeur nie baie nie, Gert. So ek gaan vir jou geluk wens hier op nasionale TV. Baie dankie Jennifer en goeiemôre Peer. Môre meneer, hoe gaan dit met jou? Alright met jou, maar net 'n bietjie moeg. Hierdie mense hou vir mens besig hoor. Tot hoe laat gaan so 'n konferensie, ANC-konferensie aan in die aande? Maar ons kom gewoonlik so 10:00 in die aand by die huis. Die eerste 2 aande gisterand het die president ons nou sy toespraak gelewer met die 70-jarige herdenking van die Vryheidsmanifest. So dit het nogal lank aangegaan. Ja, dit was nogal 'n lang toespraak en dit is bietjie moeilik om opgewonde te raak as jy die hele tyd moet staan en luister, maar nou ja. Dit is daarom korter as Fikile Mbalula se toespraak van die eerste dag. Maar Gert, ek hoor Fikile het op 'n stadium gesê in sy toespraak wil mense breekvat en sê hulle ja en sê nee, dit gaan nie gebeur nie. Nee, ja. Een van die ANC-lede sê vir my toe ons praat oor Fikile wat so lank aangaan, toe sê sy, weet, julle kan bly wees, julle kry net elke af en toe met hom te doen, ons het elke dag met hom te doen. Gert, maar kom ons praat nou oor die ANC verder, want Gwedi Mantashe het gesê hy is nou te oud vir volgende verkiesing. Ja, hy sê hy is te oud vir die volgende verkiesing. Baie mense sal seker sê hulle is bly want hy sê hy is nou al in die 70s, hy kan nou nie meer so lank aangaan nie. Jy weet Ramaphosa se tweede en laaste termyn loop in 2027 ten einde en ek dink die stryd om sy opvolger aan te wys het reeds begin, alhoewel die ANC dit nou probeer maak asof dit nie gebeur nie, maar ek dink nie hulle kan dit meer wegsteek nie, weet, want dit is alwaaroor mense eintlik praat in die wandelgange ook en so aan, maar die groot ding van gister se konferensie was eintlik vir my toe die ANC gesê het, jy weet, hulle is nie korrup nie, want as hulle korrup was, sou hulle nie geldelike probleme gehad het nie. Want dan kon hulle staatsbronne gebruik het om hulle eie koffers te vul. Jy weet, baie mense sal nogal dink, dit is 'n baie vreemde uitspraak. Ekskuus tog. Maar die geldprobleme is nou baie duidelik vir almal om te sien, jy weet, daar was vroeër die week betogings van ontevrede personeellede wat nie hulle geld gekry het nie, weet, mense moet ter ere van daai mense dit sê dat hulle nog steeds gewerk het en hard gewerk het om alles reg te kry vir die konferensie, maar nou ja. As hoop dan maar hulle sal betaal word. Die ANC sê hulle het in die ou dae altyd skenkings gekry, nou die skenkings verval, nou het hulle nie meer geld nie en hulle moet nou 20 miljoen rand 'n maand aan salarisse spandeer en dis nog taamlik baie. Hulle gaan nou kyk na maniere om self onderhoudend te wees. Ek weet nou nie wat dit kan behels nie. Ek dink hulle ook nie, ek dink hulle gaan nog 'n bietjie kyk daarna. Vandag op die program is nou weer baie goed wat mense gaan omkrap want dit is nou fundamentele ekonomiese transformasie waaroor die president gaan praat. Hy het gisterand in sy toespraak gesê, jy weet, swart ekonomiese bemagtiging is hier om te bly. Dit sal baie mense omkrap en hy het ook gesê grondhervorming moet versnel word want daar is nog te veel uitstaande sake uitstaande en jy weet eise uitstaande en daar moet baie vinnig daaraan gewerk word en die staat sal nou baie moeite doen om dit ook te doen. So ja, daar wag nog wel interessante gesprekke vandag en mense sal graag wil sien wat daar uitkom. Maar nou ja, ek weet nie baie mense, ons het nou gister ook baie diep gekyk na Fikile se verslag nie en ja, dit gaan nie goed met die ANC nie, jy weet, baie plekke is daar al hoe minder mense wat vir hom stem, uit al hoe minder lede, uit al hoe minder takke in KwaZulu-Natal lyk dit beroerd. Nou praat jy met die mense en dan sê hulle nie, hulle sal betyds voor volgende jaar se munisipale verkiesing regryk, maar ek twyfel nie, want jy weet die verslag van Fikile was nogal jy weet, dit was nogal opsigtelik hoe die ANC homself kritiseer en hoe die ANC hom nogal hard kritiseer self. En baie van die goed het te doen met mense wat moeg is vir die swak dienslewering byvoorbeeld. Daar's mense wat sê hulle stem nie meer vir die ANC nie want hulle hou nie van die swak regering nie, weet. En daai goed dink ek nie gaan jy binne om 'n seentjie regstel nie. Dis goed wat oor 'n lang tyd moet gebeur en om nou te probeer om dienslewering reg te stel soos ons gesien het in Johannesburg van die G20, ek twyfel of dit heel gaan werk. So die party het regtig nogal 'n moeilike tyd wat vir hom voorlê, dink ek. Gert, maar hierdie diensleweringskwessie sou aangespreek gewees het as daar ordentlike leierskap was en verantwoordbaarheid was van die leierskap self en as 'n mens praat oor leierskap by die konferensie is dit een van die hooftemas terwyl daar hard gesê word dat ons eintlik nie mag praat oor leierskap nie. Is dit tog die skaduwee wat oor alles hang? Ja, dit hang maar oor alles, jy weet, dit gaan van nou af verewig. Daar's skaars 2 jaar oor. Jy weet, daar is nou ook gesê
Oordentlike leierskap is nodig om die ANC reg te trek, maar ek bedoel nou nie, ek dink die mense verwys meer na die breër beweging en die leiers op alle vlakke. Ja. En hulle het ook gesê vir 'n verantwoordbaarheid. Jy weet, gepraat van dienslewering. Die ANC het nou al hoeveel keer gesê hulle gaan ingryp by swak plaaslike regering. Hulle het nou al hier en daar iets gedoen, hier en daar 'n burgemeester afgedank, maar hulle doen nog nie naaste by genoeg nie. Want daar's geweldige probleme op plaaslike regeringsvlak, jy weet. En as ons in die stede dink ons sukkel, is daar baie mense op in die soort landelike gebiede wat baie erger as ons sukkel met dienslewering, wat eenvoudig net nie bestaan in sekere plekke nie. En jy weet, mense het die reg om kwaad daaroor te wees. Jy weet, veral in provinsies in Noordwes waar dit baie swak toegaan aan plaaslike regering. Jy weet, en hulle die ANC het daar net 58% van die steun gekry laas jaar. Wat gaan nou gebeur? Gaan mense teen die party draai met plaaslike verkiesings? Daar is 'n groot kans, dink ek. Jy weet, die provinsies in Mpumalanga waar hulle maar net 51% van die steun gekry het. Selfs in provinsies soos Limpopo is hulle bekommerd oor baie goed. Die voorsitter daar het gesê hulle gaan nou konsentreer op watervoorsiening wat 'n groot probleem in Limpopo is. Hulle gaan konsentreer op paaie wat ook 'n groot probleem is. En dan is daar natuurlik die werkloosheidskwessie wat al die mense omkrap. Ook in Limpopo waar die ANC 73% gekry het, wat lyk na sy beste provinsie, die enigste provinsie met meer as 100,000 lede. So daar wag oral vir die ANC harde werk. Die president het nou gesê in sy openingstoespraak, jy weet, die ANC kry swaar omdat hy nie meer deur tot deur na mense toe gaan en stemme werf, jy weet, soos byvoorbeeld MK wat baie goed tussen die mense beweeg nie. So ek weet nie, dit gaan seker ook nou 'n nuwe opsie wees vir die ANC om uit te oefen voor volgende jaar se verkiesing, maar ek wonder of dit nie al te laat is nie. Gert, wat is die algemene gevoel onder afgevaardiges dat daar daadwerklik 'n verskil gaan kom in die ANC, of dink jy dit kom nou meer van die leierskap af? Ja, nogal baie van die mense met wie jy praat, Jennifer sê vir jou, dis regtig nou nodig dat daar iets moet gebeur. Jy weet, daar moet regtig iets gebeur. Baie mense voel daar is te veel korruptes nog in die ANC. Die president het gesê daar's nie meer plek vir misdadigers nie. Daar's regtig 'n gevoel nogal dat die leierskap soort van die lede soort van gesuiwer word. Jy weet, dat jy net mense het wat regtig ten doel het om die mense van Suid-Afrika te dien en nie hulle self nie, maar dit gaan ook baie moeilik wees want jy gaan nie sommer eensklaps van so 'n klomp, kom ons noem dit nou maar korrupte lede ontslaa raak nie. Jy weet, maar daar is nou regtig 'n gevoel want ek dink mense begin besef. Hulle begin besef die party, as die party nie nou regryk soos die president gesê het nie, gaan hy doodgaan. Jy weet, en ek sien die Veteranenliga het ook al klaar weer gevra dat hy op styfstaan reël verskerp moet word, sodat mense wat skuldig is of verdink word van onreëlmatighede, dat hulle moet op sy staan, jy weet, dat hulle eenvoudig nie vir hulle plek in die party is nie. Ek weet die Veteranenliga is baie lank al baie erg omgekrap oor die korrupsie in die party en die Veteranenliga beweer natuurlik dis korrupsie is die grootste rede waarom mense nie vir die ANC stem nie. Jy weet, en daar is so baie gevestigde belange met hierdie korrupsie. Soos ons nou sien met hierdie getuienis voor die Madlanga-kommissie en voor die parlementêre ad hoc komitee. Daar's geweldig baie korrupsie betrokke oral op alle vlakke van die samelewing. Ek weet net nie hoe gaan 'n mens dit vinnig uitgewis kry nie. Groot probleme. Uitdagings vir die ANC in die sig staar. Ek dink dis moontlik 'n waterskeidingsoomblik in Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis dalk met die volgende verkiesing. Ons sal kyk wat gebeur, Gert. Hoe toets jy die water daar? Hoe voel die mense? Nee, die mense is nogal bekommerd, Peer. Ek dink daar's nou 'n paar mense wat dink, ag jy weet, dit gaan maar soos altyd gaan, maar ek dink daar's tog regtig groot kommer onder van die topleierskap oor wat gaan gebeur. Jy weet, in die munisipale verkiesing gaan vir ons in 'n groot mate 'n aanduiding wees wat in 2029 gaan gebeur. Jy weet, ek dink al wat in die ANC se gun stel in hierdie stadium is die DA sukkel baie om nog 'n impak onder swart kiesers te maak. Ek dink dit daardie ANC nog 'n voordeel. Maar ek dink die ANC is veral diep bekommerd oor KwaZulu-Natal waar dit lyk of MK weer skoonskip gaan maak. Sure. Weet, so hulle is baie bekommerd daaroor. Natuurlik sal dit nou 'n hele nuwe dinamika in KwaZulu-Natal bring. Dan sal 'n mens moet sien hoe goed MK is met dienslewering, maar nou ja. Ek dink regtig daar is kommer, Peer, dat dit regtig die ANC is nou by 'n kruispunt, jy weet. En selfs die president se woorde van pas aan of sterf, jy weet, is vir my nogal tekenend van die kruispunt waarby hulle is. Pas aan of sterf. Gepraat van sterf, daar is nou 'n tragiese moord terug gelede. Is daar 'n hofuitspraak uiteindelik gister? Ja, dis van die Morrison egpaar wat vermoor is daar by Glen naby Bloemfontein, Peer. En wat verstommend is die manier hoe wreed die moord was. Jy weet, die waarnemende regter Nompumelelo Gushe het die twee
beskuldig is nou skuldig bevind op al 12 aanklagte, maar sy het baie uitgewy oor die wreedheid van die moorde. Sy het gesê dis verskriklik erg om na die foto's te kyk. Sy wou gister nie eers eintlik al die wonde beskryf nie, sy sê om die familie verdere pyn te spaar, jy weet. En ek wonder net waar kom hierdie wreedheid vandaan, jy weet. As 'n mens nou kyk weer wat die afgelope naweek gebeur het, hoeveel mense dood is in Saulsville, hoeveel mense op die vlakte dood is. As jy kyk na ek dink daar was gister ergens 'n rooftog by 'n kerk ook gewees, 'n berig wat ek gesien het. Jy weet, ek weet net nie waar kom al hierdie wreedheid vandaan en al hierdie geweld nie. Dit is asof ons 'n geweldige gewelddadige samelewing is nie. Ja, dit is skokkend en die vraag is hoe verander ons dit, Gert? Ek dink dis al wat en ons bly daaroor praat, soos as jy kyk na die jy weet moordstatistiek en enige ander statistiek op hierdie stadium in ons land. Waar kom die verandering in? Hoe verander ons dit? Ek dink dit is eintlik waarop ons moet fokus op hierdie stadium. Ja, Jennifer, ek dink dis nie iets net wat mense aan die polisie kan opdra nie. Ek dink die hele samelewing moet verander. Ek dink daar's kort baie met ons opvoeding en daar's vir my 'n geweldige gierigheid in die land op nie. Die mense wil net hê en hulle maak nie saak hoe hulle daarby uitkom nie. Kyk nou maar na al hierdie bedrogskemas ook byvoorbeeld, jy weet. En dis net vir my verskriklik. Ek weet net nie, ons moet net ons menswees ergens weer 'n bietjie herontdek nie en vir ons medemens ook 'n plekjie onder die son gee. Gert, jy het vroeër genoem, jy weet, ons het baie uitdagings en in Pretoria spesifiek gaan dit oor krag. Ja, Jennifer, ek sien dit het ook nou alweer 'n politieke stryd ontwikkel, die kragonderbrekings in Pretoria. Dit het al verlede week begin. Die stadsraad, die metroraad, om hulle regte naam te gee, skryf dit nou toe aan die Kwai storms waar daar was pale wat omgewaai het, drade wat afgeruk is en so aan. En die DA se Leeubrink wat nou die vorige burgemeester was, hy is baie kwaad omdat die huidige burgemeester Dr. Nasipi Moya nie vir die mense vertel wat aangaan nie. Jy weet, hy was nogal iemand wat gereeld op TV verskyn het en hy het gereeld boodskappe uitgestuur om te sê wat aangaan en hoe lank hulle nog moet wag en wat die probleme is. Want hy erken self daar's baie probleme in Pretoria wat dit betref, daar's te min personeel en te min toerusting. Maar mense sal nogal met hom saamstem, jy weet, mense wil nogal hê jou burgemeester moet uitkom en sê, jy weet, hier's probleme daarmee byt net 'n bietjie vas. Jy weet, dit moet hom net lyk of sy omgee vir die mense, dink ek, op so 'n vlak. En ek dink daar's hy nogal reg, maar Jennifer, ek dink daar's oor 170 kragonderbrekings waaraan hulle nog werk. Ek weet nie, ek hoop jou krag is daarop aan. Gert, my krag is daarom aan, dis hoekom ek nog steeds glimlag, maar ek kan wel vir jou sê, in my area, en dan gee ons nou jou counselor wat sê, okay, hierdie area of daai area werk hulle, en elke dag is daar 'n klomp wat deurkom om te sê, okay, hierdie krag is af, hierdie krag is af daar. Ek weet nie hoe myne anders is, ja, my counselor doen, ja. Jou counselor is 'n wat se counselor? Dis 'n DA counselor. Interessant dat dit die geval is, ja. So, maar ja, so sy is baie goed, die vrou wat in my area in beheer is en bewind is, wat ook al. So sy is regtig goed, maar daar is wel steeds baie kragonderbrekings en dis net in my area. So ek kan verstaan hierdie syfers en ek dink dit is 'n frustrasie, maar Gert, jy noem ook, jy weet, wat ons ervaar is amper soveel erger op die platteland. Ja, dis baie erg. Ek meen daar's mense wat lank nie krag het nie, jy weet, en water is 'n groot probleem vir baie mense in die platteland en sanitasie dan ook, jy weet, dit maak 'n mens nogal bekommerd. Maar jy weet, soos ek het nou met Celie gepraat die naweek, hy sê ook, jy weet, dis baie moeilik om gemeenskappe kalm te hou as hulle nie weet wat gebeur nie. En jy weet, hy is nogal taamlik krities oor die burgemeester is nou obviously uiteraard, dat ek nou maar mooi Afrikaans gebruik, uiteraard is dit nou met die verkiesing om die draai, so daar gaan nou alles wat nou gaan gebeur, gaan 'n politieke kleurtjie, jy weet, maar mense sal graag wil sien dat iets gebeur. En hy sê ook baie raadslede kry nie die nodige inligting nie. Hulle vrae word nie beantwoord dat hulle vir hulle mense kan gaan vertel wat gebeur nie, maar dan is jy gelukkig in daai opsig, Jennifer. Ja, so my raadslid sal wel ook sê wanneer sy nie iets kry nie. So al kommunikasie is nogals baie en gereeld om te gaan. So dan weet mense ten minste. Ek gaan ook sê, jy weet, jy praat van 'n weierprobleem daar waar my ma tans woon het Eskom opgedaag om die krag te herstel en toe hulle dan kom sê hulle die paal is te hoog en hulle het nie 'n leer nie. So dit is ook die stand van sake. Dis die vreemdste storie wat mens moontlik kan hoor, maar ek dink dis waar ons ongelukkig is. Ja, dis soos Celie nou gesê het, jy weet, daar's nie genoeg toerusting. Jy kan nie nou glo dat jy sal nou uiteraard verwag dat die mense daarom weet die paal gaan hoog wees. Ja, as jy 'n paal gaan regmaak, bring 'n leer. Ja, dit nie bring 'n leer, ja. Liewe land. Checklist nommer 1. Maar ja. Ja, dis
goeie standpunt Peer om te hê. Jy gaan nie, as jy 'n damwerk bring 'n boot, jy paalwerk bring 'n leer. So dit werk. Gert, ons moet praat oor die sosiale media wetgewing wat voorgestel is in Australië en nou lyk vir my aan die gang is en nou dat jong mense onder die ouderdom van 16 nie toegang tot sosiale media mag hê nie. Ja, dis nogal harde wetgewing, jy weet, mense sal sê Australië is 'n tipiese nanny staat, maar baie mense stem saam daarmee. Ek sien Thailand is nou ook van plan om so iets in te stel en Brittanje oorweeg ook sekere beperkings op skermtyd. Jy weet, baie mense sê dis 'n goeie ding om te doen, maar ek sien nou van die tieners en die jong mense daar in Australië wat nou nie meer toegang het nie, vir hulle is dit verskriklik erg. Iemand vergelyk dit omtrent met die dood, jy weet, dit is ja, dis eers was jy geskok en nou treur jy net, jy weet. Maar nou ja, hulle sal seker maar een of ander tyd gewoond raak daaraan, maar ja, ek weet nie, ons het nou verlede week ook daaroor gepraat nie. Dis nogal 'n lekker debatspunt hierdie om te praat oor sulke goed, jy weet. En ek sien die Australiese eerste minister het dit nogal as 'n trotse dag beskryf. Anthony Albanese, so mense, ek dink baie van sy tieners stem nie saam met hom nie. En daar is ook natuurlik van die tegnologiese maatskappye wat baie omgekrap is daaroor. Want hoe gaan jy nou klante begin werf vir eendag, jy weet, as jy nou, ek weet nie, as jy groot word sonder sosiale media, gaan jy dit ooit eendag nodig hê. Ek weet nie, dis seker maar, dis 'n goeie vraag dink ek, maar ek weet nie of ons eintlik meer sonder sosiale media kan leef nie. Gert, as jy groot word sonder sosiale media, sal jy dit kan gebruik as jy groot word, uiteindelik, soos wat jy nie 'n kar kan bestuur voordat jy 18 jaar oud is nie. So ek dink dis dalk nie 'n slegte ding om kinders van skermtyd en van sosiale media en van eksterne invloede wat nie dieselfde is as jou kulturele of morele agtergrond, dalk kinders maar eerder van dit te weerhou, in my persoonlike opinie. En as kinders kla, dan is dit jammer om te hoor, maar dis kinders wat kla en hulle voogte sal besluit. Ja, Peer, ek dink daai vergelyking wat jy tref met motorbestuur is nogal 'n goeie een, jy weet, so. Maar ek stem saam met jou, jy weet, daar is baie negatiewe invloede op sosiale media, verskriklike negatiewe invloede. Mense word geboelie op sosiale media. Mense pleeg selfdood as gevolg van boelery op sosiale media. Baie mense wat eensaam is, gebruik sosiale media om 'n vriendekring soort van op te bou. Ek dink dit is ook baie beter vir kinders se gesondheid as hulle nie die hele tyd voor 'n rekenaar sit of voor 'n selfoon sit nie. Dat hulle bietjie gaan stap, dat hulle bietjie gaan sokker speel, dat hulle bietjie gaan touch rugby speel of iets. Jy weet, laat 'n mens net iets anders kry om te doen in plaas van die hele dag vir 'n masjien te kyk. Ja. Ek dink dit geld sommer maar vir groot mense ook, né? Dat ons ons skerms bietjie neersit, Gert, en buite kom in die buitelug. Gert, dan net as mens dink daar kan sekerlik nie nog konflik opduik in die wêreld nie, dan is daar 'n nuwe konflik. Ja, Thailand en Bangkok het nou weer aan mekaar gespring. Dis nou nadat daar glo 'n vredesverdrag was, jy weet, maar jy sal ook nou leer vredesverdrag word nie aangekondig op sosiale media. Daar's ons al weer by sosiale media. Word nie aangekondig op sosiale media met uitroeptekens en groot hoofletters en so nie. En ek sien daar is ook nou sprake dat van die mense sê diplomatie gaan glad nie meer help nie. Diplomatie is nie eers meer 'n opsie nie. Ja. Jy sien en ons het dan nou gepraat oor Suid-Afrika, maar die wêreld bevind hom in 'n baie slegte plek. Jennifer, hierdie konflik het nou weer opgevlam. Ek sien in Palestina is daar nog steeds probleme en dan sien ons die Oekraïne waar daar nie lyk my nou 'n kans op vrede is nie. Die mense stem net nie ooreen nie. Daar is nou verwydering en wrywing tussen Amerika en Europa. Hulle moet nou 'n fyn diplomatieke spel speel, jy weet. En dit is baie aklige nuus vir mense in daai lande soos ook Suid-Sudan, jy weet, selfs die noorde van Mosambiek, die DRK, waar ook 'n vredesverdrag was wat niks gehelp het nie. Om nou Kersfees in te gaan in hierdie gewelddadige toestande, jy weet, waar daar verskriklike klomp menseregte vergrype net is, jy weet, soos het nou eendag gesien, die klomp kinders in Oekraïne wat nog ontvoer is na Rusland toe, jy weet, dis een van die kenmerke van volksmoord, as jy die kinders ontvoer en na 'n ander land toe vat. In Suid-Afrika het nogal teen Rusland gestem in die Verenigde Nasies daarvoor. Jy weet mense wonder nou net hoe daai klomp ontvoerde kinders, ek sien Nigerië is daar ook nou weer ontvoerde kinders wat daarom van hulle is vrygelaat. Maar hoe dink jy nou met 'n familie voel as hier met Kerstyd, dis die tyd wanneer die familie moet saam wees en jou kinders is net weg. Hulle is in 'n ander land. Jy weet nie waar hulle is nie. Jy weet nie wat word van hulle nie, jy weet. Ja, en hierdie spesifieke oorlog in Thailand en Kambodja is al reeds opgelos deur Trump. Hy het al vrede gemaak, sê hy. Maar nou ja, nou is ons weer terug waar ons was. Op die einde gaan lande hulle self besluit of hulle oor hulle eie vrede wil beskik of nie. Dis waar ons op hierdie stadium is.
Ja, dis waar, Pierre. Lande moet self besluit. Iemand wat ver van buite af kom, weet nie altyd wat die toestande is nie. Dikwels weet mense nie eens wat die aanloop tot die konflik is of die historiese agtergrond en al daai goed. So ek dink mense moet laat mense wat self betrokke is by die konflik, daar moet bemiddelaars seker wees, maar hulle moet uiteindelik self besluit of hulle dit gaan oplos of nie. Dan, Japan reik 'n waarskuwing uit vir 'n mega aardbewing. Ja, Pierre, dit maak mens nogal bekommerd, laat jy dink aan al hierdie rampflieks wat jy altyd sien. Daar was nou die dag 'n aardbewing in Japan, wat 7.5 geregistreer het op daai skaal wat hulle gebruik, wat baie nogal erg is. Dis baie groot, en nou praat hulle van die mega aardbewing wat ook weer in die see kan plaasvind soos destyds met die tsunami, maar hierdie keer kan 'n tsunami van tot 98 voet, ek weet nie eens hoeveel meter dit is nie. 29 meter, Gert, ek het gaan kyk omdat ek nie soos 29 meter. Ja, Jennifer, dis baie hoog, nee. Dis verskriklik, en hulle sê dit kan tot dalk 200.000 mense doodmaak, nee, dit gaan groter as 8 op die Richterskaal registreer, so dit is nogal erg. Mense hoop net maar vir die arme mense van Japan dit gebeur nie, want almal sal nog onthou daai groot aardbewing en tsunami van, ek dink dit was 2011, 2012, en toe die kernkragaanlegte op oorspoel is en so aan, dit het verskriklik groot skade aangerig nie, en ja, mense wil nie sulke goed sien nie. Mens wonder of die wêreld voorbereid is op al hierdie rampe wat eintlik ook nou toeneem, en ek dink sekere areas is seker meer voorbereid as ander areas, maar hulle praat ook in hierdie berig van, jy weet, selfs 'n land soos Japan wat jy nou sal dink, jy weet, het alles in plek om seker te maak, hulle tel dit vroegtydig op om mense te skuif, maar ook wat doen jy in so 'n situasie vertaan as daar 'n 8 grootte aardbewing is en daar is 'n tsunami van 30 meter, wat doen jy eintlik in so 'n situasie? Jy kan eintlik niks doen nie, Jennifer. Ek dink al wat jy kan doen is jy kan die mense wegvat van hulle huise af en na veilige plekke te vat, maar dis juist hoekom daar op die G20 beraad gepraat is hieroor nie. Want onthou laas met daai tsunami in Japan het selfs ons mense gestuur om te gaan help na die tyd. Geen land is in staat om alleen op sy eie so 'n ramp te hanteer as dit eers gebeur het nie. En dis hoekom dit belangrik is dat daar ooreenkomste moet wees en dat lande mekaar kan help in sulke gevalle. Ja. Nou ja. Gert, dan moet ons aanbeweeg na die kaptein toe. Nie Kurt Derre nie, dis 'n ander kaptein. Ja, hierdie kaptein is 'n bietjie kleiner as Kurt nie, en ek weet ook nie of hy kan sing nie, maar daar's nou wel 'n liedjie oor hom geskryf. Maar dis natuurlik die Doberman Pinscher wat weggeraak het. Hy bly in Appington gewoonlik, maar ek dink hy het die ergens in Noordwes verlore geraak. Hy het uit die kar uitgespring toe die mense stilgehou het om iets yskas mooi vas te maak agterop 'n voertuig, en toe sy uit en dit het gereën en daar was storm weer en hy toe net verdwyn. Sy eienaar sê hy het seker bietjie de mekaar geraak en alles, en hy het nie geweet waar nie, want hulle teruggegaan en hom geroep en hulle kon hom nie kry nie. En toe hy op 'n boer se plaas aangekom, en gelukkig vir kaptein het sy mense baie pamflette versprei wat sê hy's weg, en so lyk kaptein toe die boer dit hom herken en so aan, en hy is nou teruggebring. So hy is nou weer terug by sy mense, en jy weet weens die pamflette is sy eienaar ook bedrieg uit R5.000 uit van mense wat sê nee, hulle het kaptein gekry, hulle bring hom, sy het net vir hulle R5.000 betaal en sy het die R5.000 betaal en toe kaptein nooit opgedaag nie, maar hy is nou by die huis, hy het lekker geëet, hy het sy mense gegroet en hy het eers by hulle op die bed geslaap en nou slaap hy weer in sy eie bedjie en hy's nou lyk my weer lekker tuis en daar's nou 'n bietjie oor hom geskryf. Ag, julle, dis so mooi en hulle sê hy is totaal nou ongedeerd gewees, self nadat hulle ondersoek gedoen het, 'n veearts het sommer verniet gedoen, daar was nie 'n skrapie of 'n niks op hom nie en hulle sê eintlik was die reën goed geweest, want dit beteken hy het nou 'n bietjie waterplek gekry op sy reis, waar hy nou nie sonder water sou kon doen nie, maar hy was wel bietjie jonger en bietjie mader sê hulle. Ja, nee, dis vir my baie nice dat die veearts dit verniet doen, Jennifer. Dit wys vir jou ook altyd baie keer in sulke gevalle as goed gebeur met mense, ook soos die man wie se hond raak kry en 15 km moet loop, hoe mense van buite af bydra. En dis baie mooi om te sien. Jy weet, so daar is medemenslikheid in ons land, ons moet dit net baie beter ontgin, dink ek. Dis mooi gesê, Gert. Gert, baie dankie vir daai laaste bietjie positiewe nuus so op 'n Woensdag. Sterkte met die res van die konferensie. Ek hoop dit maak vroeër in die aand klaar en jy kry genoeg slaap. Baie dankie, Jennifer. Dit sal nogal lekker wees om weer 'n bietjie te kan slaap. Dis Gert van die Westhuizen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.